Goeiemôre en baie welkom by ons erediens vanoggend, hierdie 16de Julie. Tyd stap aan, as mens so kyk na die datum, maar baie welkom hierso en ons voorsang vanmôre voor ons met ons oorgaan tot ons erediens is Loof, loof die Here. Kom ons sing hartlik saam. Die Here, U is onze Vader, in Jesus naam is ons nou hier vergader, en deur die Gees kom ons vrymoedig nader, loof, loof die Here. Geliefdes, God ontmoet ons as gelowiges deur sy woord en gees. Hy spreek ons aan en op hierdie spreuke antwoord ons. Die Here sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Mag daar vir hulle genade en vrede en oorvloed wees, deur hulle kennis van God en van Here Jesus Christus ons Here. Amen. Nou God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord, deur saam te sing uit ons die volgende lied, lied 508, Vaste rots op wie ek bou. Laat U my na U verlang. U het alles vir my veil, God my rots van ware heil. Vaste rots op wie ek bou, en op
Ja, inderdaad, Jesus Christus is die rots wat op wie ek kan bou en wat vir ewig staan. God se wet eis liefde van ons. Kom ons hoor, wat sê die Here vir ons in Eksodus 20? Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is nie, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of die vee of die vreemdelinge wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die 7de dag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou, as ons die wet van God gehoor het, soos opgeteken in Eksodus 20, kom ons bely ons geloof, soos wat die Here ons leer. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig en gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Nou aan almal wat ons sondes voor God bely, gee God opnuut sy genade. In 1 Johannes 2 vers 1 en 2 lees ons, as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Almal wat met God versoen is, bely hul geloof in die drie enige God, soos wat ons pas gedoen het. Kom ons antwoord hierop deur saam te sing uit lied 512, Nader my God by U. Vader vir my.
Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde voor ons Heer en Hemelse Vader in gebed. Ons almagtige Heer en Hemelse Vader, Here, ons kom weer vanmôre voor U aangesig saam, waar ons kom om U te loof en te prys en te aanbid, Here. Om vir U dankie te sê vir 'n week wat verby is, 'n week wat verskillende uitdagings aan ons almal gestel het, op verskillende vlakke en verskillende maniere, Here. 'n week vol vreugdes en hartseer. 'n week waar mense gejubel het, maar ook waar mense trane gestort het. Ons dink aan die almal wat deur moeilike tye gaan, Here. Mense wat honger het, mense wat nie weet wat die volgende dag hulle inhou nie. Here, ons dra hulle op aan U. Die siekes, die armes, die verwaarloses, en mense wat net met U lig weet waar U lig skyn, Here. Here, daar's soveel werk wat gedoen moet word in hierdie wêreld. Daar's soveel plekke wat U woord moet verkondig word. En daar's soveel plekke waar dit weer onder die mense se aandag gebring moet word. Here, want as niemand die saad saai nie, kan U dit nie laat groei nie. Lei U ons, help U ons in ons daaglikse lewens, om soos Christene op te tree, waar U woord ons riglyn is. Maar Here, U ken ons harte. U weet hoe maklik ons sondig. U weet waar ons fouteer, Here, en waar ons anders te optree as wat ons graag wou opgetree het. Vergewe ons daarvoor, Here. Vergewe ons waar ons net eenvoudig ook soms stil bly, waar ons moes opgestaan het en in oordentlikheid en sagmoedigheid gepraat het. Here, gaan met ons in die erediens wat voorlê. Open ons harte, ons ore, en alles vir die geloof wat U vir ons gee, Here. Deur dit wat ons staande bly in Jesus Christus. Gaan met ons familie, vriende en almal plaaslik en in Suid-Afrika en waar ook al in die wêreld. Here, staan hulle bly, gee hulle krag, soos U vir ons krag gee. Ons vra dit nie uit verdiens nie, Here, maar ons smeek dit enkel uit genade. Amen. Nou geliefdes in die Here, ons skriflesing vanoggend kom uit Johannes 15. Ek noem vir Johannes 15 vanaf vers 1 tot 17. Die gedeelte gaan oor die bekende gelykenis van die ware wingerdstok. Die ware wingerdstok. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Julle moet mekaar lief hê, soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat julle my blydskap in julle kan wees en in julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek aan my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies, en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook aan my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Ons lees tot sover. Bevoorreg sal we die woord van God hoor en dit in harte bewaar. Ons dank die Here vir die geskrewe bewaring van die woord. En vra U seën op die gepredikte woord wat volg. Dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Heer, ons God, ons verlosser. Amen.
Ons tema vanoggend is die bron van ons geestelike lewe. Ons teksvers kom daar vanaf Johannes 15 vanaf vers 5. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Nou net ter inleiding, in hierdie gedeelte maak Jesus gebruik van 'n baie mooi beeldspraak van 'n wingerdstok en sy lote om ons te leer oor die essensie van ons verhouding met hom en die sleutel tot 'n vrugbare en doelgerigte lewe. Laat ons harte en gedagtes oopmaak om hierdie boodskap te ontvang, sodat ons kan groei in ons begrip en ervaring om in Jesus Christus te bly. Nou Jesus noem homself die brood van die lewe, die lig van die wêreld, die ingang vir die skape, die goeie herder, die opstanding van die lewe en die lewe, die weg, die waarheid en die lewe. In hierdie gedeelte voor ons kom ons by die laaste van hierdie uitsprake, maar hierdie een bevat 'n nuwe element by. Dit is die enigste een wat die ek is uitsprake wat Jesus sê met 'n tweede aspek daaraan het. Want Jesus sê ek is die ware wynstok en my Vader is die boer. Met hierdie woorde onderskei Jesus tussen sy rol en die rol van sy Vader. Jesus verkondig hierdie gelykenis dat hy die ware wingerdstok is en God die Vader die landbouer is of die boer. Die Vader is die eienaar van die wingerd en Jesus en hy is verantwoordelik vir die sorg, voeding en die uiteindelike vrugbaarheid daarvan. Christus is die wingerdstok omdat hy die vervulling van Israel is. En ons weet aan die wingerdstok groei die lote. So Jesus sê verder, elke loot in my wat geen vrug dra nie, neem hy weg en elke loot wat vrug dra, reinig hy sodat meer vrug kan dra. So hierdie vers stel 'n belangrike klem op die verhouding van die gelowige tot Christus, want hy verwys na ons as die lote. Jesus se aansporing deur hierdie gedeelte van sy gelykenis is dat ons as Christene, as sy disippels, vrugbaar moet wees. Dit beteken dat ons moet produktief wees, goeie werke moet doen, as goeie Christene leef. Ons roeping as Christene is die hoogste roeping wat daar is. En die idee van produktiwiteit is nie die uitbreiding van kapitalisme nie. Nee, dit is 'n opdrag van Christus. Hy red ons uit ons hulpeloosheid en roep ons om vrugbaar te wees. Hy maak dit duidelik dat as hy ons aan onsself oorlaat, sal ons heeltemal tot niks in staat wees nie. Hy sê julle kan niks doen nie. Besef jy die implikasies van daardie woorde? Ons sal niks waardevols voortbring nie, want soos ons Here in ons skrifgedeelte sê, want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder hom kan ons niks doen nie. En hier praat ek niks in terme van die geestelike lewe, in terme van die opbouing van die ewige lewe nie. Maar wat is die vrug wat Jesus graag in ons lewens wil sien? Daar is baie debat hieroor. Sommige glo dat die enigste vrug waar Jesus Christus besorg is dat mense tot geloof in hom moet kom. Met ander woorde, vrug dra beteken om mense na Christus te lei. Ander voer aan dat die vrug die gehoorsaamheid aan die wet van God is. Albei is beslis belangrik en albei is deel van die vrug wat ons moet dra aan Jesus Christus. Maar die sentrale klem op die vrug in die Nuwe Testament het te maak met die vrug van die Heilige Gees. Dit is die vrug van 'n veranderde lewe, 'n veranderde karakter, 'n karakter wat versterk en gevoed word deur die bron van heiligheid, Jesus Christus self. Ons moet die waarskuwing wat Jesus in hierdie gedeelte gee nie ignoreer nie, want hy sê dit baie duidelik, onomwonde, elke loot, dit is mense, want die lote is in Christus. Elke loot wat aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Jesus sê dus, diegene wat in my is en geen vrug dra nie, word afgesny. En diegene wat vrug dra, word gereinig, gesuiwer, gevoed, gesnoei, sodat dit selfs nog meer produktief kan word. Want dit is soos ons as Christene groei. Ons stagneer tog nie. Ons is nie selfs as Christen eergister nie. Ons groei en ons sien nuwe dinge raak. Ons sien en ervaar nuwe dinge uit die woord van God uit. Ons lees in die Bybel en sê, "Haai, ek het al 5 keer gelees, maar dit het nou 'n nuwe betekenis vir my." Daar is soveel voorbeelde. Maar is hierdie die terugsny en die snoei van die vrug wat ons sal doen, is dit nie wonderlike beeldspraak van die Christelike lewe nie? As ons tot inkeer gekom het,
Sê God nie, ek het nou my stempel van goedkeuring op jou geplaas, so dat jy nou gaan, en laat die res van jou lewe aan God oor, hy sal dit hanteer. Jy hoef voor niks bekommerd te wees nie. Nee, hy het ons so lief, dat hy ons met reinig keer op keer. Met ander woorde, hy dissiplineer ons. Hy beproef ons van tyd tot tyd. Hy toets ons, om te kyk of ons geloof in ons staande bly bokant die mense wat struikelblokke op jou pad plaas. Mense wat jou wil ontspoor in jou geloof. Dit is deel van die proses wat ons deur moet gaan om gesuiwer te word. Een van die probleme wat onmiddellik na vore kom wanneer ons hierdie beeldspraak van die wingerd en die landbou analiseer, is dat dit lyk of mense wat werklike lewe van Christelikheid lei, tog hul redding kan verloor. Nou kom ons kyk bietjie. Kan jy lood van die wingerdstok word, net om later afgesny in die vuur gegooi te word? Voordat ek op hierdie vraag reageer, wil ek sê dat ek glo dat Johannes, meer as aan die ander evangelies, die leerstelling van God se genadige verkiesing en al sy implikasies sterk verkondig, insluitend die volharding van die heiliges, met ander woorde volharding in Christus se leer. Want dis tog waaroor dit gaan, ons moet volhard in Christus. As ons enige twyfel het oor God se ewige bewaring van sy uitverkorenes, hoef ons net na hoofstuk 17 te gaan kyk. Gaan lees dit gerus van die tyd het. In daardie gedeelte maak Johannes dit duidelik, dat Jesus sy volgelinge geleer het, dat hulle nie sal laat verlore gaan nie. Ons moet hierdie waarheid in gedagte hou wanneer ons na Jesus se waarskuwing ten afvalligheid in Johannes 15 vers 2 kyk. Ons neig om te dink dat niemand in die wingerdstok kan wees tensy hy of sy werklik bekeer is nie. Dit is waar om in die wingerdstok te wees. Dit beteken dat jy moet deel van die Christus en sy kerk wees. Dit kan egter verwys om in 'n sigbare kerk te wees. 'n Persoon kan 'n verhouding met Christus hê wat bloot ekstern is. Ek glo dit was die soort verhouding waarna Jesus verwys het in sy gelykenis van die saaiër. Die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem, wanneer dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie. Die oomblik wat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Sulke mense mag lyk of hulle werklik gered is, maar hulle het nie regtig deel in Christus nie, word dan net weer afvallig. Met ander woorde, volhard nie geloof nie, hulle groei nie, hulle dra nie vrug nie. Dis van korte duur. En ek het die volgende kommentaar, soos jouself weet, ek hou daarvan om R.C. Sproul se goed te lees, wat eintlik deel van toepassing is op hierdie gedeelte van ons. Hy sê, en ek het dit nou vrylik vertaal, ek het op 'n tyd 'n brief ontvang van iemand wat geskryf het, ek het die sondaarsgebed gebid, beteken dit dat ek nooit verlore kan gaan nie? Ek het so geantwoord, dis nou R.C. Sproul, nee, dit beteken nie dat jy nooit verlore kan gaan nie, want niemand word gered deur die sondaarsgebed te bid nie. As jy die sondaarsgebed in geloof bid, in ware geloof, sal Christus jou nie net verlos nie, maar hy sal jou nooit laat gaan nie. Maar niemand word gered deur 'n belydenis van geloof nie. Net so word niemand gered deur om by 'n kerk aan te sluit nie. Dit deur by 'n Christelike kerk aan te sluit, word 'n persoon in daardie aardse heiligdom ingebring, waar die middele van goddelike genade die meeste gekonsentreer is. Dit is 'n enorme voordeel om waar die woord van God verkondig word, waar die mense van God saamkom in gebed te wees. Maar om in die middel van hierdie sendinge te wees, gee geen waarborg dat jy inderdaad in 'n genade toestand of permanent in Christus is nie. En ons weet dit. Baie mense gaan kerk toe net om gesien te word, baie gaan kerk toe of bely geloof net omdat hulle dit moet doen, maar geen werklike liefde en absolute commitment tot God en sy gebod nie. Maar dan kom Jesus by die belangrike gebod van liefde, want hy sê vir ons in vers 12, dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Hier wys Jesus ons die weg van liefde en versoening. Ons moet mekaar lief hê, soos hy ons lief gehad het. Sy liefde was opoffering en selfverloning. Dit is die maatstaf waarmee ons mekaar moet behandel. Deur die liefde te toon getuig ons van ons verhouding met Jesus en is ons ware getuienis van sy genade en waarheid. Ter opsomming en afsluiting, Jesus sê in vers 1, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Soos ek gesê, hier gebruik hy beeldspraak om ons te wys dat hy die bron van geestelike lewe is. Net soos 'n wynstok voeding gee aan die takke, gee Jesus geestelike voeding aan ons as sy volgelinge,
Hy is die bron van die lewe waaruit ons al ons krag en vrugbaarheid trek. Want dis waarop ons staande bly. Om in Christus te bly beteken dit dat ons alreeds reg gesnoei is deur die woorde wat Christus aan ons gesê het. Ons moet in hom bly en hy in ons. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so ons ook nie as ons nie in Jesus bly nie. Hier het Jesus hierdie kragtige woorde in my bly ingebring. Wat is kragtige woorde daardie? In my bly. Wat beteken om naby hom te wees? Met ander woorde om in sy woord en kerk en genade te bly. Jesus verklaar dat ons produktiwiteit, ons vrugbaarheid direk verband hou met wat ons wat in hom bly. Want dit is direk gekoppel daaraan. As Christene sal ons goeie vrugte dra, maar die goedheid of die graad van die vrugte sal wissel. Hoe nader ons aan Christus bly en in hom bly, hoe meer goeie vrug sal ons dra. Hoe meer ons afdwaal, weg van die kern van God se woord en die genade wat ons ontvang verwaarloos, dit wat hy aan ons gee, hoe minder goeie vrugte sal ons voortbring, wat net logies is. Want as jy nie in Christus bly nie, en as jy nie saam met Christus so wisselwerking het van Bybel lees, gebed, vooruitmoediging en gesprek met Jesus Christus, die kan jy nie jouself versterk en vrug dra nie. As jy dit af en toe doen, dan gaan dit verwater, dan gaan jy wegbeweeg. Dit is wat sal gebeur as ons wegbeweeg van Jesus Christus. Daarom het Jesus aan sy disippels gesê, bly in my, bly naby my, gryp my hand vas en hou dit styf vas. Moenie dink dat jy op jou eie krag dit kan regkry nie, want sonder Jesus Christus kan ons niks doen nie. Dit is bemoediging dat ons, Christus se disippels, in die 21ste eeu ter harte moet neem. Bly in my, sê Jesus. Hou vas aan hom. Daarom, geliefde broers en susters, is dit belangrik dat ons in Jesus bly, sy liefde beleef en dit met mekaar deel. As ons innig met hom verbonde is, sal ons vrugte dra wat tot eer van God is. Ons sal in staat wees om mekaar lief te hê en diensbaar te wees. Ons sal saamwerk as 'n gemeenskap van gelowiges, verenig deur die liefde van Christus. Laat ons hierdie boodskap in ons harte bewaar en dit uitleef in ons alledaagse lewens. Mag ons deur ons verbondenheid met Christus, Jesus Christus, geestelik vrugbaar wees. En die liefde van Christus aan almal om ons versprei. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde. Here, dankie. Dankie vir u woord, Here. Dankie vir die boodskap wat u vir ons gee. Here, u is die ware wynstok. En God is die landbouer. Ons is die lote wat aan u groei. Here, gee dat ons krag kry, dat ons kan staande bly, dat ons nie afgesny word en in ewige verdoemenis gewerp word nie. Laat ons ons geloof bely, Here, laat ons ons sonde voor u bring en vergifnis vra. Maar bovenal, Here, versterk ons in ons daaglikse lewe. Versterk ons in u woord. Want soos u sê, ons moet u hand vasgryp. Ons moet vashou aan u, want ons weet, op ons eie is ons tot niks goed in staat nie. Here, gaan met ons elkeen hierdie week. Staan ons by, lei ons op u weë, Here. Laat ons besef, u is met ons, u is by ons. Here, vergewe ons sondes, ons oortredinge. Behoed en beskerm en bewaar elke van ons, Here. Dat ons weet, dat ons besef, dit wat u woord vir ons sê is nie waarheid. Maar die belangrikste is, Here, dat ons besef, by u verander niks nie. U is standvastig. Die wêreld kan kom en gaan. Mense kan doen wat hulle wil en doen wat hulle nie wil nie, maar u bly standvastig. En dis alwaar ons kan vashou, want u sal dieselfde wees vandag, môre en elke dag van ons lewens. Amen. Ons slotsang vanoggend is die bekende lied 308, Neem my lewe, laat dit weer. Gedurig juig en van dankbaar
altyd tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap draai, ons sal vind wat na U vra. Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, leer U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.